Ek het groot geword in Stellenbosch, bly nog steeds vir die laaste 53 jaar in Stellenbosch en Afrikaans is deel van my menswees. Ek het basies Afrikaans ingekry as deel van my moedersmelk. Ek het skool gegaan in Afrikaans, laerskool, Kloetiswil, hoërskool Kloetiswil. Daarna het ek in Afrikaans gestudeer aan die Universiteit van Stellenbosch. Selfs my kerklewe, ons het godsdienstonderrig in Afrikaans gekry. As Rooms-Katoliek is ons lesings, die orde van die Heilige Mis, was ook deur die broeders daar in Oudtshoorn vertaal in Afrikaans. So Afrikaans is deel van my menswees, my identiteit, dis die draer van my kultuur. En ek het op 'n vroeë ouderdom al besef wat 'n rol taal in mense se lewe kan speel en hoe belangrik taal as deel van jou lewende erfenis is. En is deur taal wat histories, maniere, tradisies oorgedra word van geslag tot geslag. Ek het nog altyd belang gestel in die geskiedenis. Ek is mal oor museums, ek is mal oor kerke, ek is mal oor oudhede. En ek is van mening dat 'n museum is 'n vertoonvenster tot 'n gemeenskap of 'n samelewing sy herinneringe, sy geskiedenis, sy kom vandaan. So van 'n jong ouderdom wil ek graag werk in 'n geskiedenisomgewing as ek dit so mag stel. En so my eerste 21 jaar van my werksloopbaan wat oor 30 jaar strek. En ek is baie gelukkig om die afgelope 30 jaar in die museum en erfenissektor te kan werk sonder om 'n dag werkloos te wees. So hierdie jaar eind Oktober werk ek 30 jaar voltyds in die erfeniswêreld. So dit is eers op 1 Junie 2016 toe ek aangesit hier by die Afrikaanse Taalmuseum. Voor dit het ek 21 jaar gewerk vir die subdirektoraat museumdienste in die provinsie. En dis waar ek verskeie posisies bekleed en ons het 28 museums bedien. So my pad tot die Taalmonument het eintlik deur die erfenis en museumwêreld begin. Maar ek gaan vir jou 'n baie interessante storie. Toe ek afstudeer by Maties einde 94, in die middel van 95 begin ek werk by Stellenbosch Museum. En een aand kom ek by die huis en my pa staan daar met die advertensie. Destyds was die benaming geweest die bestuurder van die Taalmuseum en Monument. En my pa wys met die advertensie en hy sê, maar jy kwalifiseer mos om aansoek te doen vir die pos. Maar ek dink nie, hy het so lekker besef wat te bagasie die taal dra nie, die instelling, en dit was natuurlik die oorgangstyd gewees van die sogenaamde Nuwe Suid-Afrika. En in daai 95-96 was daar allerlei prosesse binne die erfenis. Daar was die wetskrif gewees vir kuns, kultuur en erfenis gewees. Hoe struktureer en transformeer ons die erfenissektor? En baie van die museums en erfenisstellings wat voor 94 bestaan het begin bijvoorbeeld 'n trust skep om dit te bewaar teen wat moontlik vorentoe kan gebeur met die nuwe bestel. So dit was 'n moeilike tyd. En ek kon sy teleurstelling sien. Toe kom sê, maar ek is nog nie gereed vir die pos nie. En Christa, van daai dag af het ek dit my doel gemaak, jy weet, een dag. En my voorganger Jack Lowe het die pos gekry en toe hy aftree vroeg in 2016. Dis in my beurt gewees. Met omtrent 21 jaar later het my droom waar geword om aan die hoof te staan van die Afrikaanse Taalmuseum, 'n unieke publieke entiteit, een van 28 entiteite wat spesifiek daar is vir die Afrikaanse taal. En ons mandaat is natuurlik om die taal te bewaar, sy ontwikkeling en sy ontstaan. En so dit is hoe toe my pad gelei het tot die Afrikaanse Taalmuseum en Monument. Dit was wat ek die vraag gevra, leef jy nie maar net jou pa se verwagtinge uit die glad nie, soos ek van tevore gewys het, Afrikaans is deel van my wese. Ek is passievol oor Afrikaans. En wat my meer passievol gemaak het, ek hier rondom 84 het my broer byvoorbeeld by ons voor Hoërskool Kloetiswil was hy op 'n stadium die enigste in die geskiedenis van die skool wat 'n A gekry het. Ek sou vir sê hoor, in die 80's was dit moeilik om 'n A in Afrikaans te kry. En hy het gekry en hy het byvoorbeeld Dan Opperman was die redakteur gewees van Ons Verse boek. En daai Ons Verse boek het 'n blywende indruk op my gelaat.
en dit ook 'n liefde gekweek. En die ironie is, my broer het byvoorbeeld aan die Instituut van Wes-Kaapland gaan studeer in Afrikaans en natuurlik die stryd teen die apartheidregering was in Afrikaans gevoer geweest.